Glory, glory. Dankie Here dat ons vanmôre in die huis kan wees. Omstandighede kon vanmôre soveel anders gewees het, Here. Maar die woord gee vir ons hierdie belofte, my genade is vir jou genoeg. En vanmôre weet ons dis deur die genade dat ons in die huis kan wees, Vader, nie uit enigiets uit onsself nie, maar omdat ons wel 'n begeerte en 'n verlange het om in die teenwoordigheid te wees. Om te wees by die plek van aanbidding, om te wees by die plek waar ons U kan ontmoet, Vader. Vader, ek gee myself oor aan U en die Heilige Gees om te werk en te doen net soos wat U wil. Geen kennis, geen wysheid van mens of van boeke van die wêreld nie, maar alleenlik die kennis en die wysheid wat U my gee deur die Heilige Gees. Ek bid ook enige manifestasie, enige werke van die bose magte, owerhede van duisternis, en ek stel hulle planne kragteloos van hierdie oomblik af. In Jesus naam, en ons sê dankie Koning, ons vra U Here om te kom lei en te werk, net soos wat U dit vind vanmôre. Ek sal sê vanmôre, die Here het my aangeraak. Ons prys U en ons gee aan die omstandighede ook mag wees, dat U ook by hulle sal staan vanmôre, Here, dat U ook hulle sal aanraak, dat U ook omstandighede in hulle lewens sal verander. Ons bly is in die huis van die Here, die altaar van God. Amen. En vanmôre gaan ek met u deel met die herstel van die altaar van God. Daar's 'n altaar, maar daai altaar het skade gelei. Nou is daar sekere goed wat plaasvind in my en jou lewe om herstel te. Dis van kardinale belang. Van nêrens heen gaan. Ek kan vir dit vergeet so God vra, dit gaan nêrens heen gaan nie. Amen. Skus julle. Ja, verskoon op die musiek en die goedjies, ons moet maar aanpas. Ons glo ons sal wel daar kom, ons sal bietjie saam met die worshipers kom, dat hulle saam met die musiek kan leer sing, tot Giel weer terug is, dan gaan ons weer aan soos wat ons was, maar ons gaan bietjie nuwe musiek ook in die gemeente inbring, ons is bietjie vasgevang in die ou toekasgoedjies, maar ons gaan nuwe goedjies inbring, maar ons gooi nie die ou goed weg nie, amen. So die wat nou bekommerd geraak is, hoe raak vat ons? Nee, ons gaan nie die ou goedjies weggooi nie, ons wil net ook bietjie aanpas by die aanbidding wat tans ook beskikbaar is. Amen. Dit wat my hart nie en my siel nie roer nie, sal nie gespeel word nie. Amen. Goed, ek wil hê jy moet lees uit die woord van die Here uit 'n welbekende boek, uit die boek Konings hoofstuk 18. Dis gaan nou nie. Skryf daar. Konings hoofstuk 18. As jy daar sê, amen. Goed. Nou hier gaan dit oor Elia en die profete van Baal. Amen. En so jammer my prentjie van laasweek het ek nou nie hier op die bord, ek sou eintlik baie graag gehad het ons moes op die opgesit het, maar hy's nou nie op die bord nie, maar anyway, ek gaan dit probeer verduidelik soos wat dit moontlik is. Okay? Kom ons lees wat sê die woord van die Here. En 'n geruime tyd daarna het die woord van die Here in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. En Elia het gegaan om aan Agab te vertoon en die hongersnood was swaar in Samaria. Toe laat Agab Obadja wat oor die paleis was roep, en Obadja het die Here baie gevrees. Want toe Isabel die profeet van die Here uitgeroei het Obadja 100 profete geneem en hulle 50 by 50 man in 'n spilon gaan wegsteek en hulle met brood en water onderhou. En Agab het vir Obadja gesê, trek deur die land na die waterfonteine en na al die spruite, miskien sal ons gras kry sodat ons perde en muile in die lewe kan hou en van die vee nie hoef uit te roei nie. En hulle het die land onder mekaar verdeel om deur te trek
Agab het afsonderlik met een pad getrek en Obadja het afsonderlik met 'n ander pad getrek. Terwyl Obadja op pad was, kom Elia hom met eens tegemoet en toe hy hom herken, val op sy aangesig en vra, is dit u, my heer Elia? En hy sê, dit is ek. Gaan sê aan jou heer Elia is daar. Maar hy vra, wat het ek gesondig, dat u dienaar oorgegee in die hand van Agab, om my om die lewe te bring? So waar is die Here u God leef, daar is geen nasie of koninkryk waarmee my Heer nie een gestuur het om u te soek nie. En hulle sê, hy is nie hier nie. Dan laat hy die koninkryk en die nasie sweer dat hulle u nie kon vind nie. En nou beveel hy, gaan sê aan jou Heer, Elia is daar. As ek nou u afgaan en die gees van die Here u wegneem, ek weet nie waarheen nie. En ek kom om Agab berig te bring, en hy vind u nie, dan sal hy my doodmaak en die dienaar vrees die Here van sy jeug. Is dit nie aan my Heer meegedeel wat ek gedoen het, Isebel die profeet van die Here gedood het nie, dat ek van die profete van die Here 100 man en 50 in 'n spilom weggesteek het en hulle met brood en water onderhou het. Nou beveel hy, gaan sê aan die Heer, Elia is daar dat hy my kan doodmaak. Maar Elia sê, so waar as die Here van die leerskare leef, vir wie aangesig ek staan, ek sal my verseker vandag aan hom vertoon. En Obadja het Agab tegemoet gegaan en hom dit meegedeel, en Agab het Elia tegemoet gegaan. En toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy, jou broeder van Israel? Toe sê hy, ek het Israel nie in die beroering gebring nie, maar u in die familie, deurdat u die gebooie van die Here verlaat het en agter die Baals aangeloop het. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profeet op die berg Karmel by mekaar te kom. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profeet op die berg Karmel by mekaar laat kom. En Elia het nader gekom en na die hele volk en gesê, hoe lank hint julle op twee gedagtes? As ek die Here God is, volg hom. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek het elkeen oorgebly as 'n profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is. Maar laat hulle vir ons 2 bulle gee, dan kan hulle vir hulle 1 bul uitkies en in 'n stukkie verdeel, in stukke verdeel en op die hout sit, maar sonder om die vuur te maak, en ek sal die ander bul gereed maak en op die hout sit, maar ek sal geen vuur maak nie. Roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep, en die God wat met vuur antwoord, en hy sal God wees, en die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê, kies vir julle 1 bul uit, maak dit eers gereed, want julle is die meeste, en roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. En hulle het die bul wat by hulle gegee het geneem, dit gereed gemaak, in die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord, maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê, roep hard, hy is mos 'n God. Hy is seker in gepeins, of hy het onseker afgang sonder, of hy is seker op reis, of miskien slaap hy en moet hy nog wakker word. En hulle het hard geroep, en hulle self volgens hulle gebruike met die swaard en die spiese stikkend gekerwe, tot die bloed uit hulle uitgespuit het. En toe dit middag verby was, het hulle begin raas tot op 'n ander tyd, dat die spysoffers gebring word, maar daar was geen stem, en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie. Toe sê Elia die hele volk, kom nader na my, en die hele volk het nader gekom na hom, en hy het die altaar van die Here herstel, wat afgebreek was. Daarop neem Elia 12 klippe, volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou met die klippe altaar in die naam van die Here. Daarna het hy stoot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte vir omtrent 2 maat saak, en hout gerangskik en die bul in die stukke verdeel en bo op die hout gelê. Toe sê hy,
maak 4 kruike vol water en gee dit op die brandoffer en op die hout, en hy sê, doen dit vir 'n tweede maal, en hulle het dit vir 'n tweede maal gedoen. En hy sê, doen dit nou vir 'n derde maal, en hulle het dit vir 'n derde maal gedoen, sodat die water rondom die altaar geloop het, en ook die stoot het hy vol water gemaak. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word, dat U God is in Israel, en ek U knegt, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken, dat U die Here God is, en dat hulle U hart tot U laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer, die hout, en die klippe, en die stof is verteer. Ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie. En hulle het hulle gegryp en Elia het hulle afgebring na die spruit Kison en hulle daar geslag. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die getuienis van die reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink. Maar Elia het op top van die karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim tog op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer 7 maal, en die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op en sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogenblik was die hemel swart, van wolke en 'n wind en groot reën het gekom, en Agab het hulle op die wa geklim en weggetrek na Jezreel. Maar die hand van die Here was oor Elia, sodat sy heupe omgord voor Agab uitgeloop het in die rigting van Jezreel. Amen. Wat 'n wonderlike gebeurtenis het hier daar plaasgevind. Dink jou in, hier is hierdie klomp Baal-profete, en hulle roep tot 'n dooie God wat in elk geval nie kan hoor nie. En hulle smeek en hulle moet hulle self pynig en bloed uit te kry om hierdie demone te manifesteer, om hulle te kry om te werk. Amen. En alles wat hulle gedoen het, was te vergeet. En Elia is nogal heel aspres in die woord van die Here leer vir ons. Hy sê vir hulle maar, dalk slaap hy bietjie. Dalk het hy bietjie gaan reis. Dalk is hy maar net nie lus om vandag te luister. Amen. Want Elia het geweet, hierdie God is 'n dooie God. Elia het die waarheid geken. Hy het geweet, daar is een God. En dis die God van Israel. Amen. En Elia het hiermee voor hierdie profete van Baal gegaan, en hy het die Heilige Gees se manifestasie aan hulle gaan bekend maak. God se krag aan hulle gaan bekend maak. En wat is nie wonderlik om te weet, dat alles wat uit daai vuur gekom het, is verteer. Amen. Hierdie arme profete wat geskree het, daar kom nie eens 'n rookie vir hulle op nie. God kom met vuur uit die hemel, en hy verteer alles tot die water wat opgedroog het. En Elia het eintlik God op die uiterste gevat, want hy het gesê, nee, want hy ken dalk gaan hierdie Baal-profete redenasies maak. En hy maak sommer nog meer water ook. En hulle moes weer 'n keer meer water gooi. Nou jy weet ook, as 'n ding nat is, gaan hy nie brand nie. Amen. As hy weep in water, hy gaan nie brand nie. En kom God, en hy vat hierdie altaar, en hy verteer alles, kind van die Here. En baie belangrik, wat het Elia gedoen? Hy het nie 'n nuwe altaar gaan bou nie. Ons is geneig om nuwe altaars te wil bou. Nee, hy het God se altaar gaan herstel. Amen. Hy het op dieselfde fondasie gaan bou. Dit wat God daar gestel het. Hy het nie op 'n ander fondasie gaan bou nie. Hy het nie ander goed geïmplementeer op hierdie altaar wat hy begin het nie. Maar hy het begin waar God reeds die werk gedoen het. Amen. En soos dit ook in ons lewe, kind van die Here, partykeer is ons geneig om nuwe altare op te rig. Dan dink ons is beter as God. Amen. Jy dink jy weet beter. Jy dink jy verstaan beter. Jy dink jy is die guru.
né? En nou wil jy eerder 'n nuwe altaar gaan bou, want die ou altaar is ons nou nie meer aanvaarbaar nie. Die ou altaar voldoen nie meer vir my nie, want die ou altaar bring my terug na die waarheid. En baie kerke het wegbeweeg van die altaar van God af en hulle het 'n nuwe altaar gaan bou, wat lankal nie meer die fondasie van God is nie. En dan kan jy vanmôre verseker, God gaan nie 'n Baal se altaar aanvaar nie. Amen. Nou kom ons kyk uit my notas. Die herstel van God se altaar is om die pad terug te kry na die vuur. Hoeveel van julle en ek verlang nie na die Heilige Gees se teenwoordigheid in God se huis? Sien ons nog die Heilige Gees se teenwoordigheid? Soos wat ons veronderstel is om dit te moet sien. Nee, ons doen nie. Die wat nou Woensdag aand was, kan vir jou sê, die Heilige Gees hier gemoed. Amen. Die krag van God was kragtig hier teenwoordig. Want ons het toegelaat dat die Heilige Gees inkom. Ek het al reeds voorberei, ek het al 2 uur die middag gaan bid in hierdie huis. Toe hulle my hier ontvang het, waar het hulle my gekry? Hulle het my ontvang waar ek besig is om te bid in God se huis. Ek het nie aangekom met tersinnige praatjies nie. Ek het nie aangekom met een of ander agenda nie. Ek het nie aangekom om enigiets te kom presteer in God se huis nie. Ek het gekom om in sy teenwoordigheid te wees, want dit is die plek van ontmoeting, halleluja. En as ek kom in die plek van ontmoeting, moet die vuur van God voor daar wees. Want as die vuur van God nie in die plek van ontmoeting is nie, dan is daar opgerig 'n altaar wat nie God se is nie. En vanmôre bring God ons terug. Hy sê, ek wil hê 'n kerk van die Here, sodat die glorie kom terug by my altaar. Te veel mense het al in hierdie gemeente op ingestap en gedink ons kon sit ons eie altaartjies en ons eie ideetjies neer. God bou nie op daai vuur nie. Hy sal 'n rookie nie eens hê. Kind van die Here. En dis waar die kerk homself bevind in hierdie tyd. Want ons ken nie meer die Heilige Gees nie. Omdat ons nie by die altaar van God is nie. Omdat die altaar van God in ons lewe in skade lê. Hy is opgebreek. En God wil vanmôre hierdie altaar kom oprig. Ook in jou lewe. Amen. Nou eerstens kan ons kyk na die volgende. Die skrif leer ons dat die altaar, hoewel eers met groot ywer gebou is, ook met die tyd kan verval. Dit word verwaarloos. En selfs deur afgoderry kan dit vervang word. Die herstel van so 'n altaar is altyd 'n keerpunt, 'n teken van nasionale of persoonlike herlewing. Nou as ek verwys na nasionaal beteken dit reg volhoude, persoonlik is jy. Jou herlewing. Amen. Baie keer ons wag dat eers herlewing iewers moet gebeur. Nee, dat dit by jou begin. Dat God herlewing in jou lewe begin. Dat herlewing by jou ontstaan. Moenie wag tot dit dalk in 'n kerk of iewers moet gaan plaasvind nie. Hoe lyk jou altaar vanmôre? Is jy 'n plek waar jy kan sê, Here, ek soek herlewing ook in my lewe. Amen. En verder kyk ons na die woord van die Here sê ook. Die mees dramatiese voorbeeld hiervan was wat ons nou gelees het van Elia op die berg Karmel. En dit was baie dramaties. As jy jouself met 'n prentjie skep van die gebeurtenis wat daar afgespeel het, ek sou wat wil gee om daar te kon wees. Amen. Om hierdie klomp Baal-profete te sien, hulle gesiggies val en te besef, maar ons God beteken niks man. Hy's dood. En vandag is dit Islam wat dink hulle aanbid 'n lewende God. En ons is geneig om vir hulle te pad. Amen. Ons is maar geneig om saam met hulle te beweeg. Ons probeer nou van hierdie haalmaak ontslae raak, want dit is teestrydig met my geloof. En ek sien nie dat die kerk opstaan teen die haalmaak nie. Ons koop nou maar almal daai produkkie op die mark en sê, ons nou maar hulle merkie. Dis afgode aan die Baals. Al hulle goed is afgode aan die Baals. En ons bring daai ongesonde kos in ons huise in. Baie bid nie eers vir die kos wat hulle eet nie. Ons bring daai kosse wat die Baalgode gegee is. En ons gaan eet. En ons liggame word vergiftig. Dis die realiteit. Dis die realiteit. Ons besef nie dat hulle
invloed, wat die kerk veronderstel is om te hê, het hulle gaan stel. En dan is dit nie al wat hulle doen nie. Hulle vat 'n persentasie elke maand, wat aan hulle uitbetaal word, vir hulle produk wat al mark het. Dit beteken die geld wat God jou en my mee seën, gaan na hulle doen. Hulle steel by ons, en ons bly stil. Ons aanvaar dit maar. Ek wil geen kerk opstaan en sê, dis genoeg. Amen. Hulle wil hê ons moet hulle afgode koste eet in ons winkels. Man, daar's nie 'n vark en 'n botter nie, daar's nie 'n vark en 'n melk nie, daar's nie 'n vark en al die plekke wat hulle wil beweer. Dis om seker te maak, daar's nie 'n varkprodukte nie. Dis 'n lieg. Maar ons eet hier kos. Ons gaan KFC toe, en ons eet lekker KFC. Halal. Nee? Hoeveel restaurante waar jy nou gaan sit, sê nie halal. Kind van die Here? Kom, praat saam met. Dis die realiteit waar ons onsself in bevind. Hulle voer afgode, offers in ons keel. En ons aanvaar dit. Maar ek staan op teen hierdie. Ek is besig met 'n organisasie wat ek besig is om te stig. En ek gaan die wet gebruik wat reeds geskrywe staan. Ek het agtergrond omtrent die wet. Ek weet hoe die wet toe te pas. En ons gaan teen hierdie beweging gaan. En ons gaan vir Islam sê nou nog. Maak nou maar 'n plekkie vir jou mense ook, waar hulle goedjies een kant is, maar ons goedjies los julle uit. Amen. As ons dit nie gaan doen, die kind het ons nie reg gehad, kind van die Here het ons nie reg gehad. Ons laat te veel toe dat hulle vir ons voorskryf. Amen. Nou hier sien ons waarom dit belangrik is. Die hoekom. Waarom die altaar verval. Nou in Elias se tyd was die altaar van die Here nie bloot verwaarloos nie. Dit was afgebreek. Vervang deur altare van Baals en Asherah. Wat dan ook gelei het tot die afbreek van God se altaar in ons lewens. Eerste plek wat plaasvind is afvalligheid en kompromie. Hoeveel afvalligheid sien ons nie in die kerk? Kom. Hoeveel kompromie sien ons nie in die kerk nie? Eens op 'n tyd het jy gesê, nee, homoseksualiteit is 'n sonde, God so na agter. Amen. Kompromie. Nee. Eens op 'n tyd was dit verkeerd as 'n man en vrou in 'n huis bly en hulle is nie getroud nie. Amen. Kompromie. En so kan ek al die goedjies opnoem wat eens op 'n tyd verkeerd was, is nou reg. Want God is 'n God van liefde. Amen. Nee. Dis 'n altaar van die gode. Daai God. Amen. Dis een ek wil hê ons lewe moet reg wees voor God. Gaan ons hier begin. Die eerste belangrike is wat ons kyk na. Die volk Israel het op twee gedagtes gehanteer. In 1 Koning 18 vers 21 sê hulle wou die seëninge van God hê. Wat dit nie bekend nie, maar ook die gerief van Baal. Dat dit bekend. Almal wil in die kerk wees omdat hulle blessings wil hê, maar hulle soek nie vir God nie. Hulle soek nie God se waarheid nie. Hulle soek ook nie God se verordeninge. Hulle wil net die blessing gedeelte hê. Oh God, bless my met 'n kar, bless my met 'n, bless my. Maar hulle is nie in die waarheid. Amen. En die volgende punt. Kompromie is die roes van ons altare wat van binne af begin. Sodra jy kompromie voel, begin jou altaar roes van binne. Amen. Wat is roes? Iets gesê? Sonde. Okay. Sonde, maar wat veroorsaak roes? Dit is? Sê jy? Ja, maar wat beteken dit? Wat beteken trouwens? Wat beteken roes? Wat gebeur? Stil agteruit. Daar is hy verswak. Amen. So jy begin stelselmatig geestelik verswak.
En die roes neem net oor en oor en oor en oor en oor en oor tot daar niks oorbly. Amen. Die woord van die Here leer vir jou en my, dit kom saam met kompromie. Dan kyk ons na die volgende punt, naamlik vervanging van aanbidding. Hoe is daar nie gekar na die aanbidding? Kom. Hulle het die ware God se plek van aanbidding verruil vir die afgode se hoë plekke. Wanneer ons God se plek in ons lewe met enigiets anders, dit kan wees jou werk, stokperdjies, sport, selfs goeie dinge vervang, word ons altaar verwoes. Amen. Dis toch verwaarlosing van die brand. Die aandoffer by die altaar was die simbool van onderbroke daaglikse oorgawes. Wanneer ons ophou bid, wanneer ons die Bybel toemaak, wanneer ons die vuur van toewyding in ons harte laat doodgaan, dan word die altaar